Dit is nou al 13 jaar sedert die romantiese komedie Semi-Soet sy draai in die Verrolprent teaters gemaak het, maar Semi-Soet trek vanjaar 'n nuwe baadjie aan. Ja, splinternuut. Dis die Semi-Soet musiekblyspel wat nou op die verhoog te sien is. Ek gesels nou met 'n paar van die produksie se sterre. Isak Davel is hierso, Nadia Bekes is hierso, Rivan Lies en natuurlik ook Carmen Bason. Baie welkom julle almal. Lekker om julle hier te hê so vroeg vanmôre. Dit is nogal vroeg. Sê net eers vir my, hoe geniet julle hierdie blyspel? Dit gaan goed. Ons weer die openingsaand is nou al 'n week of 2 gelede gewees. Hoe geniet julle dit? Baie, want ek begin al stout raak. So, is nou lekker gemaklik. So jy weet net waar jy karakter lê, jy weet wat jy presies moet doen. So jy kan nou maar 'n bietjie begin backstage speel, jy weet, so sterk. Ek nog net sy klere begin wegsteek. So terwyl jy nou daar is, wie sê, watter rol speel jy? Oom, Marcus. Ek speel Marcus, so hy is wat's in die helse karakter se naam? Jackie. Dankie. Jackie se ex-verloofde. So hy's 'n bietjie van 'n knorpot. 'n bietjie aspris. Dit is Isak. Ja. Dis dalk kom maar die rol ook so lekker speel. Nadia, jou rol? Ek speel Denise. Sy is die hoof van die advertensiemaatskappy Mojo. En die lekkerste van is loop aan werk. Ons gaan t-shirts begin Daar maak met dit. Julle moet asseblief. Loop in die foyer Asseblief. Jy onthou dit, Pieter. Dit was 'n hoogtepunt. Kom. Loop aan werk. Carmen, wat is jou rol? So ek is Susan en ek is Denise se sekretaresse. Loop aan werk. Sy loop in werk. Iemand en jy het natuurlik ook 'n rol wat ek verskriklik baie geniet. So, baie dankie Pieter. Ja, ek is Hertjie. So dit is JP se beste vriend. En ek moet nogal sê dat hy het ook baie name. Dis Hertjie, Stertjie, Vlertjie, Tertjie. Maar ek voel soos 'n stertjie. Ek's al agter Bobby van Jaarsveld. Soos ek is nie 'n fanboy nie, maar lyk dalk so. Luister, ons almal ken die fliek en ons weet hoe mense die fliek geniet het. Ons het self ook geniet het. Hoe het julle dit aangepas vir die verhoog? Hier dink ek moet al die krediet aan mense soos Janus Erasmus gaan en Wilhelm, Jacomien, Johan, Annel wat hierdie visie gehad het om dit wat ons so goed ken op 'n verhoog te sit en hulle het dit so goed reg gekry. Ek dink die musiek wat bykom, die koreografie van Philip Schnettler. Dit is net ongelooflik om te sien dat dit is nie net die film nie, dit is die film en soveel meer. Ja. En is dit ook oorspronklike musiek wat ingebring is of het julle van ou musieke gebruik gemaak? So daar is een ou liedjie wat hulle bietjie 'n nuwe baadjie aangetrek het, Mamma ek wil 'n man hê. Maar nou is dit Mamma ek wil 'n man bestel. Ja. En ja, Johan Foster is maar net te gee nie in dit. Ek dink toe ons die eerste keer die musiek gehoor het, toe ons soos ek het nooit in my lewe gedink dit is wat die musiekblyspel gaan komplementeer nie. En ja, dis lekker liedjies en dit is lekker om dit te sing, dit was lekker om dit op te neem so. Op 'n stadium, Carmen, sing julle ook 'n liedjie, maar ek dink daar's 4 liedjies of wat verweef in een wat 'n ou skielik hoor. Nee, dit is vir ons verskriklik lekker en ek dink in elkeen van daai liedjies kry ons ook 'n geleentheid om elkeen van ons scenes en liedjies en ook bietjie van onsself te showcase. So dit is baie lekker hoe hulle dit geskryf het en ek dink hy het baie oorwurms geskryf. Definitief. As mense daar uitstap dan ken hulle verseker 'n paar van daai. En dit is op alle digitale op alle digitale platforms. Jy moet net stream en luister. Luister nou op die digitale platform. Luister, dis nogal 'n ding as 'n ou en ander akteurs se voetspore moet volg. Jy's as 'n ou nou weer die rolprent was so suksesvol en nou by die verhoogproduksie aanbetref is dit nou julle wat daai skoene moet vol staan. Ja, kyk, ek weet nie, baie van julle het die fliek 12 jaar terug gekyk. Ek het vir die eerste keer daai fliek gekyk 'n week voor ons begin oefen het. Wow, ek het Waar was jy, Isa? Nee man, dit is net soos maar en ek wou eintlik nie gekyk het nie. Want vir my om 'n ander akteur te probeer naboots was net dit is te veel druk. En as jy kan eintlik glad nie volgens my die verhoogproduksie vergelyk met die fliek nie. Jy kan nie. Dit is jy kan dit nie. En ek het toe net maar die fliek gekyk. Dit het gehelp. Maar gelukkig het ek besluit weet jy wat, just do your thing. Dit help nie jy Ek moet daarop van my kant af ook sê, jy weet 'n ou het gegaan, maar glad nie die verwagting laat dit gaan wees soos die rolprent nie. Maar ek was uit my sokkies uitgebul en ek is seker almal in die gehoor ook, want julle het dit so mooi gedoen, julle het julle eie gemaak en dit is net vir ons 'n vars nuwe produksie gewees op die einde van die dag. Ek dink 'n lekker staaltjie is ek het som van 2 gaan kyk waar Lou Venter nou inspeel. En dis die eerste keer wat ek hom in persoon ontmoet het en hy het so by die badkamer uitgekom en ek kyk so vir hom en my sussie is soos
dis Hertjie. Ek soos dit is die ou Hertjie en hy kyk toe so vir hom en al wat met my mond uitkom is soos ek is die nuwe Hertjie. En hy kyk toe so vir my en hy sê vir my ek bly die groot lepel. So ag dit was lekker. Dis lekker dat hulle ook oop is en ag ja, hy het 'n klein bietjie raad gegee ook en ja, dis lekker om te sien hoe hulle ons ook wil help. Ek dink die teks is ook so goed geskryf, die karakters is so goed ontwikkel, dit wat Anel reg gekry het en om dit eintlik amper tydloos te maak. Dit was baie lekker om in die karakters te kon inklim. En veral wanneer dit by die repetisies kom en so aan en dan as die ding nou begin hardloop, daar seker aand vir aand ook maar goedjies wat agter die skerms gebeur, wat nie noodwendig deur die gehoor waardeer gesien word. Ek begin met ek dink 5 lyne, nee, ek is maar net Susan en Nadia het dit reg gekry om dit te laat verdubbel. So ek het nou 10 lyne. So dit is wat gebeur en Isak terg ons elke aand. Ja, maar jy kan nie uitpraat nie, hè. Daar seker geheime bly. Ja. Kom ons sê maar net die bultbal. Die Ja, bultbal. die bultbal. Ons sal maar moet uitvind of mense sal maar moet uitvind as hulle meer wil uitvind oor die bulpel. Kom kyk na die musical, dit is nie bil. En ek meen daar sekerlik, ek meen veral soos wanneer Bobby nou uitkom vir die fotosessie en goeders, snaakse oomblikke en seker mense wat gaspier uit die gehoor het, dan dink julle, Katja. Ja, kyk, en ons het in repetisietyd, dan is dit 3 weke van repetisies en jy repeteer dit jy wil sonder dat mense gaan lag. So die eerste aand toe ons speel en daai Japon kom af en daar is 'n 2-3 minute se net konstante lag gasp. Ons was soos, okay, so hierdie is nou dit is nou hoe dit gaan wees. En Piard Lee, ons fotograaf wat op die ja. grond rondrol. Ja. Ek dink almal Dis kyk vir talent. daai scene, letterlik. Ja, En so en weer 'n soveel kaartjie meer. koop vir daai toernooi. Om net te kan sien Luister, hoe nou, almal van julle was ook deel van vorige verhoogproduksies soortgelyk aan hierdie. Ek meen soos jy met die gelofte en goeters en die voorbereiding wat daarin ingaan. Hoe vergelyk dit met die voorbereiding wat julle hiervoor ook aangevat het en As jy nou spesifiek verwys na die gelofte, dit het 'n baie ander ondertoon gehad en dit was 'n baie ernstige stuk waar hierdie is lig en lekker en ek dink is ook tyd vir so 'n tipe produksie want mense het 'n behoefte om te lag en om 'n lekker tyd te hê. Daar's baie swaar in die wêreld, maar hierdie is 'n oomblik van ontsnapping en ontspan en sommer net lekker saam wees. En dit wat die Afriforum teater regkry is regtig om gemeenskapsteater op 'n professionele vlak te bied vir mense en mense in 'n tipe van 'n teaterkultuur in te kry. En ag, dit is net vir my so lekker om daarvan te kan deel. Ek seker ek praat namens ons almal. Ja, nee definitief. Ek dink ook as ek nou dink back in the day, nee. Was daar so dan is 2 of 3 jaar terug as Ja. ek superstar. Ja. Die kans is eintlik tamelik ons is almal bo 30 behalwe die jong dames, maar Ja. dit is so lekker om te sien dat almal van 31, ons 29, sorry. ja. hoe almal 'n experience gebring het. En Janus, ons regisseur, hy het almal se opinies gevat. En dit maak werk of sê hoor kom ons verander 'n bietjie hierso en ek dink dit obviously gaan oor die experience. Oor wat ons almal al opgedoen het en ons kan almal dit bymekaar en dis hoekom my so in 3 weke tot so show bymekaar sit. Luister en wat jonk en oud aan betref op die verhoog nou. Daar's daarom niks so lekker soos daai tasbaarheid en die gevoel van teater nie. Ja. En is dit nie ook maar 'n ding wat bietjie agterweë begin gelaat word met tegnologie in ons hande nie en vir julle nou om ook te weet ons is terug op die teater met so 'n lekker produksie. Mense moet net kom kyk. Ja, wat 'n Dis voorreg. amazing. Ek dink wat vir my die coolste is ek het nie groot geword met teater nie en om vir my te sien hoeveel ouers hulle jong kinders teater toe bring, dink ek gee verseker hoop. Vir die kultuurdiere daar buite. Ja, ek dink wat Anel ook al vir ons gesê het is dis een ding om 'n film daar buite te sit, maar jy sit nie saam met die mense by hulle huise en kyk die film nie. Dis ja. Nou is dit waar jy hoor fisies waar mense lag en daar's party lyne waar mense lag wat ons sit. Maar dis nie so lag nie. Hoekom lag die mense? So ja, dis baie lekker. Ek dink in vergelyking met die kaplyn was dit nou weer waar jy sien fisies hoe hierdie mans voor jou huil, maar nou is dit regtig lekker om te sien hoe mense lag. Ja. Daar's net iets aan humor. So as ek nou kan vra, ek weet dit is dalk, jy weet vir kunstenaars word altyd gevra wat is jou gunsteling liedjie op die album en dit. Gunsteling toneel. By die ry Okay. afgaan. Maar my gunsteling is daai boy band. Wat sê mamma, die bietjie wat ek weet. Ja. Daar kan ek so lekker Zef wees. En so reg en ek imagine ek's in die Backstreet Boys band. Maar die Afrikaanse weer. En jy Ja, dans. kan se weer gaan. Ja. So dis my gunsteling. Ja. Loop en werk. Loop en werk.
Stem saam met julle met Maar daai ek moet ene. ook sê ek hou baie van die Boutpars toneel. Ek is nie in hom nie, maar ag, dit is so 'n lieflike toneel en hulle het dit so goed reg gekry om daai essensie van die wynplaas op die verhoog bymekaar te bring. Ek geniet dit vreeslik. Maar ook lekker, ek meen jy is die baas van die plaas nou by Mojo, nee? Mojo. Ja. Lekker, dit het vir jou gewerk. Baie lekker. Carmen. My gunsteling deel of toneel is verseker mamma, ek wil 'n man hê. Dit is so lekker om die verhoog met die 4 dames en met Philip ook te deel en lekker te kan dans en dan basies al die tonele waar sy my rondonder. Ek is mal daaroor want ek meen dis nie elke dag wat Nadia Bekes jou rondonder nie. Sorry, Bekes, sy mag. Dis was net Kyk by my huis, my kinders kry dieselfde. dis nog net nogal by die loop en werk wat sy sê, okay, sy gaan, dan sê jy, kom hier of wat? Kan ek saam? Ja, kan ek saam? Maar daar's 'n nuwe ene. Wat julle Ja, ingewerk het, die hulle waar jy moet ons kyk. Dis 'n verrassing. Hulle kom hier die tweede en die derde keer om ek Rieman jou gunsteling toneel. Gunsteling is verseker ons is in 'n wynkelder en Johan Skols verduidelik hierdie storie van die wyn. Ja. Elke liewe aand Pieter, dan besef ek ek is nou eintlik op die verhoog. Want hy vertel daai storie So mooi. en ek is jammer jou vrou is oorlede en dan besef ek nee, ons is besig met 'n toneelstuk so. Luister julle, baie dankie vir die kuier. Waar gaan ons kaartjies kry? Tot wanneer is julle op die planke? Die kaartjies is beskikbaar by Afriforum Theater se webwerf www.afriforumtheater.co.za. En ek moet sê hierdie was nie 'n semi-soet kuiertjie nie, dit was stroopsoet. Baie dankie vir julle. Damn. Dit was Julle gaan vir my verseker weer daar in die gehoor sien en baie sterkte ook met die res van julle ran. Ons nou baie vermaak net hierna gesels ons met baie lekker kreatiewe span van The Jubilee Showbar. Bly ingeskakel, moenie weggaan nie en Christel Visser gaan ook 'n draai kom maak. Lekker.